Ek wil net van my familie en vriende sê wat vanaand glo ek ingeskakel is en miskien weet van Gabriel, maar wat gaan die bo aan? Wil ek het sê so rukkie terug, my vrou het haar hare gedaai. Ons lyk soos 'n tweeling, maar toe kom sy bietjie gaan werk en ek het niks gehad om te doen nie en dit was vervelig by die huis. Toe ontdek ek hierdie metode en hierdie highlights en ek gooi saam en ek maak 'n mengsel en ek hou dit op en ek sien is al 'n uur en later is dit al 2 ure en ek begin dit afwas en ek kyk so in die spieël en ek skrik en ek kyk vir hierdie persoon wat vir my terugkyk. Ons lewens is soos 'n spieël wat ons kyk, pastoor. Soos 'n skildery. En ek skrik vir myself, kan jy dit glo? Hierdie persoon met oranje kleur hare en dit is verskriklik, broers, is verskriklik. En ek dink by myself, wat het ek gedoen? En my moeder is daar en sy kuier bietjie daar by die huis. En sy kom so by die huis, maar sy kan nie ophou lag nie. Sy moet eintlik badkamer toe hardloop, alle respek en sy lag en sy lag. En sy kom daar en ek sê, "Mami, ek moet 'n plan maak." My hare en my vrou gaan beklei en my ma neem met foto's en stuur en post dit en almal begin te lag oor hierdie ou Gabriel wat nou so lyk. Ek wil net vir julle sê, dis nou nie die nuwe look nie, maar daar is 'n verandering. Halleluja, prys die naam van die Here. En toe kom ek nou en sy help toe nou met ander klere en silwer insit en hier sê ek vanaand. En gister ek en sy ry daar so in Silverton en ons daar by die robot stop en dis 'n ou oomie, ek weet nie as die oomie mag 'n beerdel het met 'n ou bordjie of ietsie, maar die oom staan daar en ek staan in die karretjie en sit Rias langs my. Pastoor, ek weet nie as pastoor aan sy situasie al gewees het nie en ek sit daar met hierdie, ek het my hare so 'n bietjie gaan sny en bietjie mooi gemal, laat ek net bietjie beter lyk. En ek sit daar in die kar en hierdie oom kyk vir my en sê, "Goeiemôre dame." En ek ry en ek besef nie wat hierdie oom sê nie. Ek dog hy praat met my vrou. Maar hy kyk vir my en ek wil omdraai en Ria sê, "Nee, waar is die vrug van die Gees?" En ek wil vanaand vir die Here al die eer gee en aan hom dis die heerlikheid. Maar soos my pragtige broer Osie gepraat het oor sy boodskap wat hy vanaand gebring het en hierdie kortlikse gedeelte wat ek wil inbring met krag vanaand is presies waar hy op gepraat het met 2 dinge. Hy het gepraat en ek wil vanaand praat en die Here het lankal op my gelê oor hoekom. Baie mense sit met die vraagteken bo op hulle kop. Hoekom moet dit met my gebeur? En ek wil praat oor koning Dawid, wat met hom gebeur het. En Osie praat van die oom met die vrugte en die tuin en Dawid. En ons het nie met mekaar gepraat nie, maar dit wys net hoe die Gees van die Here wys. Ek wil net vra net oor toe maak. Here, ek wil vir u vra in hierdie oomblikke dat u die spreker sal wees. Vader, ons is vanaand opgewonde. Ons het na die huis van die Here toe gekom. Halleluja. Ek wil vra vanaand dat u my lippe van klei sal aanraak met 'n vuur van die altare. Vanmôre deur Dr. Isak Burger waar hy praat, daar waar hulle opgegaan het die 118 en hulle het opgegaan na die oppersaal toe, het julle aangeraak, hulle tonge, Here, met 'n vuur soos reendruppels, raak my aan. Ons is maar net 'n boodskapper vanaand, om net 'n kortlike boodskap af te laai. Here, seën dit vanaand en seën elkeen wat ingeskakel is, my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil graag net so kortliks met elkeen deel, sal nie lank vat nie, maar die saadjie sal gesaai word, halleluja. Jy weet, ek word wakker met die paar opsomming gedoen, met die hoekoms en die Here praat met my en sê ek moet met mense praat, maar ek wil graag vra, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Baie keer vra ons die Here, ek is by my siek, by 'n persoon in die familie, waar ons al verkeer het, elkeen van ons het al geliefdes afgegee aan die dood. Maar ons bid en ons vra vir die Here, maar ons het gebid, hoekom het jy nie die persoon genees nie? U weet, die Here, die dood kan ons nie vra wanneer dit kom nie. Elkeen van ons wat vanaand hier sit ingeskakel is, gaan een of ander tyd moet ons asem uitblaas en God gaan dit weer opneem. Soos die verhaal van Dawid, wat Dawid oorspel gepleeg het met Batseba, toe hy by haar ingegaan het
en dit was nie goed gekeer deur die oë van die Here nie. En deur die oorspel was daar 'n kind gebore met die naam van Absalom. Maar Dawid en Absalom sterwe. Ek wil nie alles ingaan nie, u ken die verhaal, maar sy kind sterwe en terwyl sy seun was hulle groot man sterwe. En vra Dawid was in rouklaag, hy het geworstel met God. Hoekom moet hy sterwe? Here wil die man nie hom maar net raak sien, want hy het God geken. En God het ook gesê dat Dawid is 'n man na die hart van hom. Maar Dawid het gesondig. Vanaand wil ek nie praat oor sonde nie, want ek wil nie praat daaroor nie, maar ek wil graag vir u bemoedig vanaand, om vir u te sê, presies soos my broer gesê het, dat u nie moet moed verlore nie. U moet aangaan vanaand om die volgende tree te gee. Moenie op een plek stagneer nie, want u gaan ook op 'n pad kom. Hoor die woord van die Here. U gaan ook kom en u gaan vra, hoekom het dit met my gebeur? Waar ons op 'n plek moet kom by mekaar en meer bid en verliefste vir mekaar sê, laat ons die hoekoms vat en ons dit uit ons lewe uitvat. Want die hoekoms keer is daar om ons weg te keer van die dinge wat die Here, dit hou ons te besig, broer en suster, ons gedagtes dwaal af, dit vat ons weg, maar die Here wil nie hê ons moet daar wees nie. Hy sê, even if you slow, but just keep on moving. Just keep on moving. Halleluja. Soos die lied sê, hierdie evangelie waar sal ons beweeg. Maar as 'n gemeente, as lidmate vanaand, sal ons saam ingeskakel wees en ons sal begin. En wanneer ons begin beweeg, sal hierdie waar beweeg. Prys sy wonderlike naam. Halleluja. En ek wil graag met u deel, soos wat Dr. Isaac Burger vanmôre gepraat het van Simon seun van Jona, waar hy gesê het ook daarso van Jona, van die 3 dae, wat 3 keer wat hy God ook verloon het, was dit ook die geval van die hoekoms. Elkeen vanaand wat hier so sit, ek weet nie hier waar ek is, Gabriel vanaand môre, of ewen vanaand by die deur uitstap, gebeur iets, en ek vra maar, hoekom het dit gebeur? Jy weet, ons as mens, ons maak fout. Ons is nie geestelik nie, ons is so na, as God het ons gemaak aan sy beeld, en ons is mooi, ons is pragtig, want ons is kinders van die Here, en ek kom so, en ek dink en ek memoriseer dingetjies wat bykom, om hier by te sit, wat ek nie eens ingeskryf het nie, anders gaan dit nog 3 of 4 blaaie wees, maar ons as mens, maak die saak lelik, verstaan nie, dit gebeur dat ons fouteer, ons doen sonde. Ek praat nie van oorspel nie. Ek praat van dingetjies sê, wat ons nie moet sê nie, soos wat vanoggend gepraat is. Ek sê wat die woord van die Here sê, en ek sê baie keer vir my vrou preek vir my, en ek preek vir haar, en dan preek ek maar vir die kinders, en die seuns by die huis, hulle luister nie altyd nie, maar die Here ken hulle harte. Ons bid vir ons kinders, en ek wil vir julle sê, bid vir julle kinders, halleluja, prys die naam van die Here. Jy weet, ons self is pragtig binne en buite. Wanneer die Gees van die Here binne in ons woon, dan is ons mooi mense. Ons is pragtig, ons is mooi. Wanneer jy daar in die strate loop, jy hoef nie so te loop nie. Jy hoef nie so te loop, die broer en suster. Jy kan maar so loop. Hoekom kan jy so loop? Jy kan maar 'n bietjie spring. Jy kan maar loop daar in die Pick n Pay, in die Spar. En jy kan daar verby mense loop. En jy kan sê halleluja. Jy weet nooit, dalk die persoon wat verby jou loop het, was op die oomblik van die hoekoms in hulle lewe. Hulle het dit dalk nodig vanaand, in daai oomblik, dat iets moet gebeur. Ek wil ook net hierso 3 skrifte lees, quoteer uit Jesaja 43, wat die Here ook vir my gegee het, om hier by te sit. Hy sê, hier luister, so sê die Here, dit is nou die bemoediging, Dr. Marx. Dis om mense te bemoedig, om daai hoekoms uit jou lewe uit te haal. Jy weet, as ek gaan nou hier lees, maar ek dink, as kind van God vanaand, baie mense sê ek is 'n Christen, dis mooi, maar ek sê vir mense, ek's gebloed gewaste kind van die Here. Jy weet, daar is Christene en daar's bloedgewaste kinders van die Here, want as 'n mens by daai
Ek het lank terug om te sê, ek en Riaatjie en my moeder, ons doen 'n reunion, ons gaan Sabie toe, Nelspruit so 2 jaar terug, net so die 2 jaar terug, waar my ma ons gewys het, dis waar ek gebore is, Sabie Hospitaal en so. Jy weet, en ons loop en ek het nog 'n video gemaak daar by die Longcreek watervalle. En ek loop so en ek kyk so na die klippies. Ek het nie dan gedink die Here praat oor die hoekoms en oor die beweging dat ons moet vinniger beweeg, maar just move on. My Lord, just move on. Want as ons stil staan, gaan ons kom, maar hoekom Here? Hoekom het nie dit gebeur en dit en die goeie dinge nie? Maar die slegte dinge gaan ook nie gebeur nie. U moet net daaruit kom. U moet net daaruit kom. God sê vanaand vir mense, kom daaruit. En jy weet, ek kyk die water wat so val en ek is besig om met die Here te praat en daar so die vlak klippies en daar's die dieper kant en ek praat en die Here sê vir my kind, ek wil jou nie daar hê nie, want op die oomblik is jy daar. Ek is skuldig gewees daai oomblik en baie keer is ons skuldig as kind van die God. Pastore, dokters, kind van die Here of nie kind van die Here nie. Praat die Here vanaand met mense dat ons as menslikheid vlees van God gemaak is na sy beeld. Kom ons op 'n plek waar die vlakte waters is. Maar God sê nee, ek wil jou vat na die dieper kant toe. Prys die naam van die Here. Jesaja 43 sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het. Jakob wat jou gevorm met Israel, moenie bang wees nie. God praat vanaand met mense, ek wil vir julle moed skep. Die Here het 'n gawe op my lewe gesit, as kind van God, waar ook al ek beweeg, ek hou daarvan om mense langs my pad moed in te praat. Ek hou daarvan om mense te vat en vir hulle sê, skep moed, tomorrow the sun will shine. God bless, hallelujah. En jy sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Dit maak nie saak, my vriend, hoe groot is jou probleme, kerk, hoe klein of hoe groot nie, want jy moet verstaan vermooi in die geestelikheid wat ek nou wil sê, die probleem kan so klein wees, jy kan oor hom loop, maar daai klein probleem, hou jou terug, hy maak jou seer, maar jy weet wanneer waar jy na God toe kom en jy sê, Here, vat dit net weg, of mense staan daar, en terwyl ek daar sit en ek dink, Here, wat moet ek praat en wat ek voorberei, maar as jy hier kom, slaan ek blank. Jy weet nie altyd waaroor te praat nie, maar dan sê Here, laat die Gees maar lei. Halleluja. Jy weet, jou naam, ek het jou by jou naam geroep. Jaco, Pastor Betty, Gabriel, elke een wat vir Annemarie, elke een van Gabby en Lily wat daar agter sit, van die kleinste tot ek is die oudste, is ons geroep by 'n naam. Voor jy gevorm was, het God 'n plan en 'n doel met elkeen van ons op hierdie aarde. En die doel en die wil is om die Here te dien. Wat is dit as kind van God om die Here te dien? Is 2 dingetjies wat my vrou altyd sê, is 'n rein hart en 'n skoon gewete. Want jy weet, as ons dit nie het nie, hoe kan jy Galasiërs 5, waar hy praat van die uitnemendheid van die vrugte van geloof en hoop. Die salwing van die Here is sy teenwoordigheid. En jy weet wanneer 'n mens vat en jy skryf hier op jou hart se kamer, geloof en hoop. Maar geloof en hoop is afhanklik met die lied wat gesing is, liefde. En wanneer die liefde inkom, en ek sien nou in die Gees, en ek voel om dit te manifesteer vanaand, halleluja, vir mense te wys vanaand, terwyl mense so staan, en hulle stagneer in een of ander finansiële of persoon wat in hierdie oomblik siek is. Miskien hulle kleinkind of hulle kinders, of die mammy of die papa, of sy vrou of die vrou se man is siek. En hulle bid, en hulle vra, hoekom? Hoekom is daai persoon my Here? Ek roep na U toe. Hoekom raak U nie die persoon nou aan nie? En dan Lazarus, die 4de dag, die woord sê hy het al begin ruik, maar U daar gestaan, en U was op pad, maar hulle het U teruggebring, en U teruggekom, en dan staan U vanaand, broer en suster, en ek voel vanaand, en dan kom die Here vanaand, en hy
stamp jou so uit, daai vlakke water, so na daai diepe water, waar jy moet swem, onder die water. Ek kan jou waarborg vanaand, daar's mense wat dit wil doen, en die Here praat deur die Gees vanaand, maar ek wil vir jou bemoedig, moenie vrees nie, just do it. Prys die naam van die Here. Johannes 16 vers 33 sê, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in julle, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik vind. Ons sal baie moeilikheid vind met familie. Ek sien die laaste tyd, dan sien ek die seuns wil mekaar net vermoor. En ek probeer vrede, dan is alles weer alright. En dis hoekom ek verstaan, Dr. Marx, dat die Here praat baie met my, en ek wil graag, weet nie as almal dit weet nie, maar daai twee kleintjies daar aan die ander kant, hulle beklei oor 'n ou systokkie, of die een het die ander se systokkie gesteel, of versoet. Dink mooi, ons is baie, soos die kindertjies wat van mekaar af vat, geestelik en vleeslik. Maar jy weet wat, hulle is kwaad. Maar God sê vanaand deur die Gees, ons moet wees soos daai kindertjies. Dis wat hy daar so in Lukas gesê het. Hy het gesê, kind gou geroep, en in die middag gesit, en gesê, en hulle het hom gevra, die apostels het vra, wie is die vernaamste, ek's reg, né, in die hemel? En hy het gesê, as julle nie soos hierdie kindertjies kan wees nie, en word nie. So die Here wil hê ons moet soos 'n kind wees, en wanneer ons besef, ons soos 'n kind, dan begin dinge in jou geestelikheid te beweeg. Halleluja. Prys die Here, want hy sê, ek het die wêreld klaar oorwin. My broer, my suster wat vanaand kyk, hoekom kla jy oor jou probleme? Hoekom stagneer jy vanaand op ietsie kleins vanaand? Waar daai bietjie klein kou en hy klou in jou vleeslikheid, waar die Here sê, skud dit af vanaand, want hy sê, en ek wil jou bemoedig vanaand, my suster, Jesus het klaar die wêreld oorwin. Hy het daar op die kruis sy asem, voordat hy sy asem uitgeblaas het, wil ek vanaand sê, 72,000 engele, Michael, Gabriel, julle geloon, engele het daar so gestaan, hulle het vir Jesus gesê, moet ons die wêreld nou vernietig, moet ons koning gaan haal, want God het sy eie kind, hy het gesien waar Jesus deurgegaan het, en hy het dit gedoen deur liefde, en hy het sy aangesig gedraai van sy kind af, want ek het die wêreld klaar oorwin, en Jesus het vir 3 dae, was hy daar in die onderste grond, hy het gaan preek in die onderste, en terwyl hy preek het, was hy daar vir 72 uur, 72,000 engele, 72 hours was hy daar onder, en hy het daar uitgestap, Natlas Shababakusheberendasa, en terwyl hy daar uitstap, en hy gaan so in die hemel in, en ek gewaar God se teenwoordigheid, halleluja, ek wil so graag mense vanaand bemoedig, skep moed, halleluja, as jy plat geslaan is, en hierdie woord wat vanaand uitgaan deur my broer, deur 'n lied, of deur my as 'n instrument vanaand, broer of suster, vat dit net aan, sê Here, dit gaan nie oor ons vanaand nie, maar dit gaan oor Jesus. Laat jou probleem Jesus word. Gee dit vir hom, want die woord van die Here sê, hy sê, my juk is sag, my juk is lig. Want ek wil vir u bemoedig, daar's aan 99 skapies in die skraal is. Ek kyk gisterand laat, en ek's besig met die dinge van die Here, ek kyk maar so YouTube, en ek lag maar so bietjie, daar's 3 mense, wat uitgaan en die skape is in die veld. Hoor mooi vanaand wat die Here sê, ek gaan nou afsluit, net een, ja, dit is dit. Maar ek wil net vir u sê, terwyl daai eerste persoon kom, en hulle maak een of ander geluid, die skape eet in die weivelde. Hulle hoor nie wat hierdie persoon daai kan skree nie, hey, roep die skapies by die name, hulle eet. Ek wil vir u vanaand sê, die duiwel het ook gevra, hy het geval, soos die môrester in Jesaja, saam met die engele, en terwyl hy geval het, en Jesus stap so uit, daai
ondergrond uit. En hy die sleutels, Nabasheberenasa, by die duiwel gevat. U moenie vrees vanaand nie, want hy die wêreld klaar oorwin. Prys die Here. En terwyl hy so opstap by die trappe op, en die 24 ouderlinge, Psalm 24 val op hulle aangesig van die krone aan, en hulle sê, heilig, heilig is die Here. Halleluja van die leerskare. Ek wil hier net vanaand is my doel om u te bemoedig, om vir u te sê, wanneer jy beweeg, en jy beweeg maar bietjie so, en jy's bietjie onbalans, want daar's dinge wat jou vashou, daar's dinge wat jou agter terugtrek. Moenie vrees nie, vra vir God vanaand, halleluja, om net jou voetkrag te gee. En wanneer jou voet uit daai net van die voëlvanger uit, daai net uitvat. En dan is daar 'n ketting waar die ou vyand daar sit, want die vyand het gesê, hoekom het Jesus die sleutels gevat? Hoekom het hy die oorwinning, want toe hy op die kruis sterf, toe vind daar vir elkeen van ons, hulle wat al ontslaap is, hulle wat al klaar daar is, ons dads, my pa, my skoonmammy, ons gaan hulle weer sien. Ons moet ons uitstrek daarna, en as jy broer en suster, dan beweeg jy. En wanneer jy beweeg, halleluja, en dan koordans jy sommer onder die krag van die Here. Ek wil vanaand vir u sê, Dawid was 'n koning, en die mense van Israel was baie lief vir hierdie man. En hy het Israel mooi en goed geheers, maar elkeen van ons vanaand, ons is nie perfek nie. Die Here verwag nie van ons om perfek te wees nie. As ek, Dr. Marx, 'n perfekte mens was, dan was hy nie hier nie, dan was hy al klaar daarbo, en 'n Ferrari gery met 'n geel stuurwiel. Maar jy weet wat, ek sluit af met die woorde, ek wil net sê, Jesus het klaar die wêreld oorwin, en waar die hoekoms is, vir die week wat voor lê, sê net, Here, ek wil my hoekom vanmôre inruil vir 'n positiwiteit. En ek wil dit inruil in hierdie oomblikke vanaand en vir die Here sê, Aba Vader, want U weet, Hoogliedere van Spreuke, wat ek wil afsluit. Ek gaan aanhou, pastoor, ek moet afsluit. En waar Spreuke sê, is my so lief, toe ek my hart aan die Here gegee het, en die Here het met my gepraat, in 2 gedeeltes. Hy het my gepraat in Jeremia 1, wat ek gesê het, Here, ek kan nie praat nie. En hy het gesê, moenie sê jy kan praat nie. En hy het vir hom op die einde nasies gegee. En hy het vir hom gesê, waar ek jou ook al sal stuur, Jaco, Dr. Marx, Pastoor Betty, Osie, sal jy moet gaan, maar moenie vrees nie, want ek's met jou. Die Here seën. Amen.